Die tweede Afrikanerbrief. Ja, daar is 'n groep Afrikaners wat hulle self prominente Afrikaners noem wat 'n tweede brief geskryf het aan G20 lande blykbaar. En ek wil hierdie brief vir julle lees. Nou julle moet ook 'n bietjie geduldig wees met my omdat ek Engels groot geword het. Ek is 'n Engelsman, wat beteken my Afrikaans is maar 'n bietjie vrotterig. Maar ek weet as baie mense wat nie die tyd het om hierdie tipe goed te lees nie, en hulle hou daarvan om te luister hoe iemand dit vertel. So ek gaan hierdie brief van hulle lees. Die brief is beskikbaar op www.afrikanersvirsa.co.za, maar ek sal 'n skakel ook in die description van hierdie video sit, sodat julle dit daar kan volg. So ja, kom ons duik in en ek gaan probeer om my kommentaar minimaal te hou, of miskien glad nie eerste kommentaar nie. Miskien moet ek net eers die brief lees. En julle sal op my uitdrukking van my gesig van tyd tot tyd sien as ek nie heeltemal met 'n punt saamstem nie. Miskien sê ek iets, maar gaan probeer om dit minimaal te hou. Maar goed, kom ons spring in die brief in. Die brief se titel is Nie in ons naam nie. Afrikaners reageer op die manier waarop ons verhaal in Amerikaanse politiek misbruik word. As Suid-Afrikaners en Afrikaners reageer ons ten sterkste teen die Trump-regering se plan om aan wit Suid-Afrikaners voorkeur te gee vir vlugtelingstatus. Dit terwyl die oorhoofse toelating van vlugtelinge na die VSA drasties verminder word. Hierdie stap het ons identiteit op 'n ontstellende wyse in die kolle geplaas. Nou, ek is jammer, hier moet ek gou iets sê. 'n Plan om aan wit Suid-Afrikaners voorkeur te gee. Dit is nie net vir wit Suid-Afrikaners nie, daar is selfs al swart mense oor, daar is gekleurlinge mense oor, en ja, daar is selfs Indiër mense van Suid-Afrika oor, maar onder hierdie vlugtelingstatus ding, so julle moet meer gaan lees waaroor dit regtig gaan, maar ek het agtergekom mense van die media en hierdie tipe mense stel nie belang daarin om leesstof te gaan lees nie. Hulle luister maar wat die media vir hulle sê en hulle glo die brokkies geselekteerde inligting wat aan hulle gevoer word, wat nie noodwendig altyd die volle waarheid is nie. Ons verwerp die narratief wat Afrikaners uitbeeld as slagoffers van rassevervolging in post-apartheid Suid-Afrika. Hierdie voorstelling wat tans gebruik word om die regse groot vervangingsteorie in die Verenigde State te voed, is nie net misleidend nie, maar ook gevaarlik. Dit verdraai die werklikhede waarmee Suid-Afrikaners te kampe het en gebruik ons geskiedenis as 'n wapen. Dit reduseer ons komplekse sosiale konteks en die noodsaaklikheid om historiese ongelykheid aan te spreek tot 'n simplistiese simbool wat van wit agteruitgang. Hulle kon die taal maar regtig baie vereenvoudig het dat die gemiddelde persoon daar buite dit ook kan verstaan, want ja, hulle is nou seker prominente Afrikaners, maar die gemiddelde Afrikaner daar buite is miskien nie so prominent nie, en dalk ook nie so taalgeleerd nie, en sukkel nou maar 'n bietjie met hierdie, ek wonder hoe die Amerikaners dit gaan lees. ChatGPT, translate. Goed, ons gaan voort. Laat ons dit duidelik stel. Suid-Afrika staar ernstige uitdagings in die gesig. Misdaad, ongelykheid, en die blywende nalatenskap van apartheid. Maar hierdie kwessies raak Suid-Afrikaners van alle rasse. Om wit lyding uit te sonder en dit bo ander te verhef, is oneerlik en skadelik. Waar word dit gedoen? Dit voed ekstremistiese ideologieë wat verdeeldheid bevorder en reeds tot werklike geweld gelei het, insluitend massa-skietvoorvalle. Okay. Daar maak hulle 'n stelling wat ek nie heeltemal mee saamstem nie, maar ja, miskien is daar sulke massa-skietvoorvalle,
waar in Suid-Afrika het so iets plaasgevind, maar ja, dit is nou maar net dalk het ek iewers die nuus misgelees, sê julle vir my. Ons is nie pionne in Amerika se kultuuroorlog nie. Ons is Suid-Afrikaners, lede van 'n diverse, ontluikende nasie, wat steeds met sy verlede worstel en streef na 'n meer regverdige toekoms. Ons identiteit is nie monolities nie, en ook nie gedefinieer deur vyhandigheid tussen historiese groepe nie. Afrikaners het skade aangerig in die verlede, en ons erken dit. Het jy skade aangerig? Ek kan nie onthou dat ek skade aangerig het nie. Maar ja, as daar van hulle is wat voel hulle het skade aangerig, dan is dit seker nou maar so. Afrikaners het skade aangerig in die verlede, en ons erken dit. As burgers van die post-apartheid Suid-Afrika is ons toegewy aan die bou van ons land. Deur ons uit te sonder as slagoffers van veelrassigheid, word ons vervreem van ons mede-Suid-Afrikaners en word verhoudings wat oor die afgelope 30 jaar opgebou is, geskaad. Wat ons die meeste kommer, is die kaping van ons etniese identiteit deur randgroepe. Beide in Suid-Afrika en in die buiteland. Projekte soos Make Afrikaners Great Again. Wat's dit? Nog nooit daarvan gehoor nie. Mis ek die nuus iewers? Projekte soos Make Afrikaners Great Again verteenwoordig ons geensins nie. My ookie, ek nog nooit gehoor daarvan nie. Hulle verdraai ons geskiedenis en misbruik ons kultuur om eksklusiewe en rasgedrewe ideologiese agendas te bevorder. Ons weier om organisasies soos AfriForum en die Solidariteit-beweging namens ons te laat praat. Geen enkele organisasie het 'n duidelike of legitieme mandaat om namens alle Afrikaners te praat nie. Maar ek dink dit gee hulle nog steeds die reg om namens hulle eie lede te praat. Hulle praat nie namens jou nie. As jy graag afgesonder wil wees daarvan, dan is jy meer as welkom. Dan is jy 'n heeltemal 'n aparte soort Afrikaner. Jy is nie deel van die AfriForum Afrikaner nie. Jy is ook nie deel van die Solidariteit Afrikaner nie. Wat is jou probleem? Afrikaners soos ons, wat ons Suid-Afrikaanse wortels terugvoer na die 17de en 18de eeu, kies om onsself lede van 'n inklusiewe en diverse Afrikaans sprekende gemeenskap te noem. Eintlik kan ons hulle spesifiek hier ANC Afrikaners noem. Dit is inklusief van die ANC. So hulle is eintlik, ons kan hulle in die toekoms nou maar ANC Afrikaners noem, want hulle stel nie belang om deel te wees van die AfriForum Afrikaners of Solidariteit Afrikaners nie. So goed, ons verwys dan nou na hulle as die ANC Afrikaners. Ons deel 'n taal en ons kulturele tradisies en godsdienstige wortels is dieselfde, maar ons gemeenskap huisves 'n verskeidenheid van sienings. Dis korrek, hulle is die ANC Afrikaners, dit maak sin. Hierdie diversiteit is ingebed in ons geskiedenis en dit is ons krag, nie ons swakheid nie. Suid-Afrika se diversiteit verryk ons. Nee, dit is eintlik die ANC se diversiteit, maar ja, as julle dit so wil aanvaar, dan is dit seker so. Die gedagte dat wit Suid-Afrikaners spesiale asielstatus verdien op die grond van hul ras ondermyn ook die beginsels van vlugtelingbeskerming. Maar dit is nie net vir wit Suid-Afrikaners nie. Julle het weer eens nie die ding gaan lees nie. Kwesbaarheid, nie ras nie, moet humanitêre beleid rig. Dit is so. Gaan lees daai ding. Om wit lyding bo ander te verhef, versterk 'n rasgedrewe wêreldbeskouing wat witheid bo ander stel en wit identiteit as eksistensieel bedreig sien. Weereens, hierdie vlugtelingstatus ding is nie net vir wit mense nie. So, hulle skep 'n probleem waar daar eintlik nie 'n probleem bestaan nie. Dit weerspieël nie ons waardes of ons daaglikse ervaring nie. Om misdaad in Suid-Afrika wit volksmoord te noem, terwyl Gaza en Sudan wys hoe volksmoord werklik lyk, is kras en narcissisties. Goed,
as ons dit dan nou nie wil volksmoord noem nie, dan moet ons seker 'n ander woord daarvoor gaan soek. En ons moet dan ook aan Trump gaan verduidelik dat die wêreldse siening en sy siening verskil van mekaar. En ons moet dan kom op 'n nuwe woord. Watse woord sou julle dan voorstel as 'n volksmoord nie vir julle werk nie, waar ons 'n definisie kan insluit van moord wat gepleeg word op plaaseienaars en plaasbewoners van alle rasse, waar hulle as plaasgemeenskap mense uitgeroei word, omdat hulle nie toegang het, of maklike toegang het, tot polisieering en veiligheid nie. Wat noem ons dit dan? Ek vra dit aan daai ANC Afrikaners, omdat AfriForum en Solidariteit se Afrikaners reeds planne het, en voorstelle het vir oplossings wat die regering weier om te implementeer. So, kom julle asseblief dan daar met 'n voorstel. Hierdie reaksie is onderteken deur Afrikaners wat glo in waarheid, geregtigheid en die belangrikheid daarvan om die misbruik van geskiedenis teen te staan. Met ander woorde, julle ondersteun die ANC. Ek verstaan dit goed. Ons doen 'n beroep op ons mede-Suid-Afrikaners en internasionale waarnemers om hierdie verdraaide narratief uit te daag en die waardigheid van alle mense te erken, en nie net die wat in 'n politieke agenda pas nie. Goed, as julle dit so graag so wil stel, die ANC Afrikaners, julle is welkom om hierby aan te sluit. Ek is nie 'n ANC Afrikaner nie. Nou het hulle hierdie klomp mense wat nou hulle name hierby geheg het, en miskien sal ek nou vir julle wys op skerm, want dit is 'n publieke lys wat op hulle webblad is. En dis die brief, dis eintlik nou maar 'n kort briefie. Wat het ek te sê daaroor? Wel, ek voel dit is mense wat bietjie oningelig is. Hulle volg die narratief van die media, in plaas van om regtig te gaan navorsing doen en te sien waaroor gaan hierdie vlugtelingstatusprojek eintlik. Want daar's baie meer mense wat aan daai ding deelgeneem het, en die mense wat dan nou deelneem daaraan, waarom neem hulle daaraan deel? Is daar regtig vir hulle 'n reg om daaraan deel te neem? En onthou nou net, daar's wat hulle noem, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie, die vettingproses, waar die Amerikaners nou vir hulle gesê, goed, jy wil nou hierdie vlugtelingstatus ding deurgaan, bring vir ons jou bewyse. Is jy al van tevore aangeval? Voel jy dat jou lewe in gevaar is en iewers in die toekoms, en waarom? Goed, so dis nie sommer net 'n ding wat gedoen word of gebruik word nie. So ek sou voorstel dat jy gaan praat by die Amerikaanse konsulaat met die mense wat hierdie mense wet, en verduidelik aan hulle dat die kriteria is nie korrek nie. Dit is die mense met wie jy moet gaan stry. Nie met mense soos ek, wat as ek die besluit neem om daai vlugtelingstatus ding te wil gebruik, om na die FSA toe te gaan, wat ek nie op hierdie stadium van plan is om te doen nie. Wat gee jou die reg om vir my te sê, ek mag dit nie gebruik nie? Wat gee jou die reg, ANC Afrikaner, om vir my te sê, ek mag nie my lewe beskerm nie? Wat gee jou, ANC Afrikaner, die reg om te sê, ek het nie die reg om my lewenswyse te beskerm nie? Wie is jy, ANC Afrikaner, om namens my te praat? Julle het self gesê, hier is geen organisasie wat die reg het, wat 'n mandaat het, om vir alle Afrikaners te praat nie. Ek praat nie namens al die Afrikaners nie, ek praat nie namens Solidariteit of AfriForum nie. En net so het jy, ANC Afrikaner, wat jou naam op hierdie lys gesit het, want dit is jou identiteit wat jy nou hier geskep het jy nie 'n reg om alle Afrikaners te verteenwoordig nie. Laat my weet wat die res van julle dink in die kommentaar afdeling, en dan sien ek julle in 'n volgende video.